Ons is in Spreuke hoofstuk 9 en ons gaan kyk na verse 13 tot vers 18 aan die einde van die hoofstuk. Spreuke 9 vers 13 tot 18 en dit lees dan so: Vrou dwaasheid is onrustig, pure eenvoudigheid en heeltemal onkundig. En sy sit by die deur van haar huis op 'n stoel op die hoogtes van die stad, om te nooi die wat op die weg verbygaan, die wat op hulle paai reguit wandel. Wie eenvoudig is, laat hy inkom hierheen. En die verstandelose, aan hom sê sy, gesteelde waters is soet, en brood in die geheim geëet is lekker. Maar hy weet nie dat daar skimme is, dat daar genooides in die dieptes van die doderyk is nie. Net so ver in die skrif vandag. Kom ons buig weer die hoofde. Here onse God, ons loof en prys U vir die woord wat die waarheid is, dat dit wysheid is, nie die wysheid van mense nie, maar die wysheid van U, Here, die allerwyse God. En U wysheid, Here, is 'n alomvattende wysheid. Dit is 'n wysheid wat nie verkeerd kan bewys word nie. Dit is 'n wysheid wat altyd reg is en goed is. En so, Here, gun dit ons in hierdie oggend om na U wysheid te luister en te doen wat dit van ons vereis, Here, om ag te gee op U waarskuwings, Here. Lei ons, o Here, in hierdie oggend weer eens om onsself te voorontmoedig, ons eie idees neer te lê en U woord aan te neem soos dit ook hier voor ons staan. Help ons, Here, om dit nie te verdraai nie. Help ons nie om nie woorde in die mond te sit wat U nie self gesê het nie. Dan mag ons U woord aanneem soos wat U dit vir ons gee. Lei ons in dit, o Here, want ons is maar nietig, ons is geneig om onsself te regverdig, die gebooie en die woord te verdraai. Dan mag ons nie so dwaas wees om na die vrou dwaasheid sy huis uit te draai, deur om dit te doen nie. Mag die Gees in ons harte werk, o Here. Maak ons oë oop vir die waarheid en help ons om te sien. Ons vra dit weer eens nie omdat ons dit verdien nie, maar Here, omdat die genade groot is. In Jesus se naam alleen. Amen. Nou, ons het laasweek gekyk na die laaste gedeelte van die afdeling wat handel oor die vrou wysheid se huis, naamlik verse 10 tot 12, waar ons gesien het dat deur goddelike wysheid ons daar vermeerder word en dat wysheid jare van lewe vir ons sal byvoeg. Hierdie belofte, soos ons gesien het, word gemaak in verskeie plekke in die Bybel, maar dit kom ook elke keer wat daardie belofte gemaak word met 'n voorwaarde. Byvoorbeeld, Salomo sê vir sy seun in Spreuke 3 vers 1 en 2, moenie van my onderwysing vergeet nie. Dis die voorwaarde, moenie van my onderwysing vergeet nie, want dit sal lengte van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder. Deuteronomium 5 vers 32 en 33 lees ons, dat ons nie links of regs moet afwyk nie. Daar is die voorwaarde van dit wat die Here ons beveel nie, sodat jou dae verleng kan word. Die 10 gebooie leer ons: eer jou vader en jou moeder, dan sal jou dae verleng word. Psalm 34 vers 14 en 15 leer ons dat ons moet wyk van dit wat verkeerd is en doen dit wat goed is, indien jy baie dae liefhet. Spreuke 10 vers 27 leer ons dat die vrees van die Here die dae vermeerder. En Psalm 91 vers 14 tot 16 leer ons dat hy wat die Here liefhet, sal met lengte van dae versadig word. Maar alhoewel dit op die oog af lyk soos 'n spul verskillende maniere waardeur ons dae kan vermeerder, sien ons die eenheid van die skrif en die konsekwentheid wat dit is, die konsekwente geheel wat sy woord is, dat dit alles terugkom na dieselfde voorwaarde toe en nie 'n spul verskillende voorwaardes is nie, naamlik om die gebooie van die Here te hou en om in sy weë te wandel. Dit is die voorwaarde waarna dit elke keer toe terugkom, sodat jy 'n lang en geseënde lewe kan hê. Want om die gebooie van die Here te hou, daardie voorwaarde, is ons wysheid. Om die gebooie van die Here te hou, is om hom te vrees.
Om die gebooie van die Here te hou is om hom lief te hê. Elke voorwaarde word vasgevang in die gebooie van die Here. Om die gebooie van die Here te hou is dieselfde as Salomo wat vir sy seun sê, gee op my woorde ag, want dit is nie Salomo se woorde nie, dit is God se woorde wat Salomo bloot net vir sy seun besig is om te leer. En om ons ouers te eer is om die gebooie van die Here te hou wat hulle vir ons leer. Dis hulle plig. Eer jou vader en moeder. Hoe? Deur om die gebooie te onderhou wat hulle vir jou leer. En as hulle dit vir jou leer, dan kan hulle ook vir jou die belofte maak, indien jy daarop ag gee. En daarom kon die ouers onder die Ou Testament ook hulle kinders bring om gestenig te word, indien hulle nie wou luister na hulle nie. Hulle nie wou eer, deur om na die gebooie van die Here te luister, wat hulle aan hulle leer nie. God se woord weerspreek nie homself nie, inteendeel, dit is een konsekwente geheel. En daarom hoef ons nie te wonder oor wat presies dit is, wat ons moet doen om die belofte van die Here deelagtig te raak nie, om die belofte van 'n lang en geseënde lewe deelagtig te raak nie. Ons hoef nie daaroor te wonder nie. Ons hoef nie te wonder, maar is dit nou moet ek my vader en my moeder eer, dan sal ek dit kry, of moet ek die Here vrees, dan sal ek dit kry, of moet ek die Here lief hê, dan sal ek dit kry, of moet ek doen wat goed is en nie wat kwaad is, dan sal ek 'n lang lewe kry nie. Ons hoef nie te wonder oor wat dit nou is wat ons moet doen om 'n lang lewe te kry nie, want elke ding kom terug na dieselfde punt toe. Hou die gebooie van die Here en wandel in sy weë. Dis wat ons moet doen. Die Bybel is een konsekwente geheel. Ons hoef nie te wonder nie, inteendeel dit is bitter eenvoudig, want soos Prediker 12 vers 13 ook vir ons sê, die hoofsaak van alles wat gehoor is vrees God en hou sy gebooie, want dit geld vir alle mense. En hierdie is hoe jy die vrou wysheid se huis sal kry. Hierdie is die feesmaal wat deur haar vir ons voorgehou word. Maar van die vrou dwaasheid word daar gesê in verse 13 tot 15, vrou dwaasheid is onrustig, pure eenvoudigheid en heeltemal onkundig, en sy sit by die deur van haar huis, op 'n stoel op die hoogtes van die stad, om te nooi die wat op die weg verbygaan, die wat op hulle paaie reguit wandel. 'n Beter vertaling van vers 13 sal vir ons sê, vrou dwaasheid is raserig, soos baie vertalings het vertaal. Sy is raserig, en nooi mense uit deur haar gerasery om na haar te kom, maar sy het niks voorberei nie. Sy het nie haar slagvee geslag, haar wyn gemeng, en ook haar tafel gedek, soos daar gesê word van die vrou wysheid nie, in vers 2 nie. Inteendeel, soos vers 16 vir ons sê, daar is gesteelde waters, en die brood wat in geheim moet geëet word, dit sal daar gevind word, en dit is dit. Maar nie net is dit gesteel nie, dit vergelyk nie eens met die feesmaal van die vrou wysheid, waar daar wyn en vleis en alles anders is nie. Sy skree miskien die hardste, sy is raserig, maar sy het niks om ons te bied nie. Dit klink dalk soos die beste, omdat die vrou dwaasheid so raas, maar dit is die maaltyd van 'n slaaf. Dit is die maaltyd van 'n slaaf. En verder sal ons oplet, dat dieselfde mense wat genooi word deur die vrou wysheid, ook deur die vrou dwaasheid genooi word. Waar vrou dwaasheid in verse 16 en 17 sê, wie eenvoudig is, laat hy inkom hierheen. En verstandelose aan hom, sê sy, gesteelde waters is soet, en brood en geheim geëet is lekker. Dieselfde mense word genooi. Die eenvoudiges en die verstandelose. Nou soos ons voorheen genoem het, die eenvoudige en verstandelose persoon wat uitdraai na die vrou wysheid se huis, is die een wat hulle eenvoud erken. Dit is die een wat bely dat hy of sy nie wysheid in en van hulle self het nie. En daarom draai hulle na die woord van die Here toe, waar daar wel wysheid te vind is, en hulle neem sy wysheid aan. Dis die eenvoudige en die verstandelose wat na die vrou wysheid se huis toe uitdraai. Hulle weet hulle het nie wysheid nie. Hulle herken dit. Hulle herken en erken dit, en daarom, omdat hulle dit erken, sê hulle, wel kom ek gaan dan eerder na iemand wat wysheid het, want ek het dit nie. En so verootmoedig hulle self en verneder hulle self en sê, maar ek is eintlik 'n dwaas.
Kom ek gaan eerder na die allerwyse een toe. En so Salomo ook gesê het, Here, gee my wysheid, want ek weet nie eers hoe om tussen goed en kwaad te onderskei nie. Salomo gesê. Ware wysheid is alleenlik vir die persoon wat homself verootmoedig en ag gee op die Here, of soos ons laasweek genoem het, die wat hom vrees en omdat hulle hom vrees, hou hulle sy gebooie. Maar die realiteit bly staan dat beide vrou wysheid, sowel as die vrou dwaasheid, sy uitnodiging gaan uit en albei sy uitnodigings gaan uit na dieselfde mense toe. Naamlik, die eenvoudiges en die verstandelose. En dieselfde was die geval met Adam en Eva. Dieselfde was die geval met Kain. Hulle het geweet wat die gebooie van die Here is, met ander woorde die uitnodiging van wysheid was daar, maar as hulle van die vrug van die boom van die kennis van goed en kwaad kan eet, soos die slang beloof het, en hulle ook uitgenooi het, wel, dan sal hulle mos soos God wees. God se uitnodiging was daar, die wysheid was daar. Maar die slang sin ook. Maar wat het Satan vir hulle aangebied? En wat is die enigste ding wat hy vir hulle kon aanbied? Gesteelde waters en brood. Dis al wat hy vir hulle kon aanbied. Want die vrug van daardie boom was gesteel. Hoekom was dit gesteel? Want dit is God wat daardie boom daar gesit het. Hy het dit daar geplaas. Dis God se boom. Dit was nie Satan se boom, sodat hy reg het om daarvan af weg te gee nie. Of vir hulle om daarvan te vat nie. Dit was God se boom. Die boom van die kennis van goed en kwaad is nie deur die duiwel daar gesit nie. Hy het dit nie geskep nie. Hy kan niks skep nie. Die Here alleen kan skep. Die Here alleen kan iets uit niks uitmaak. Of as ons die teologiese term wil gebruik, ex nihilo, skep. 'n Latynse term vir uit niks uit, ex nihilo. God alleen kan dit doen. God alleen kan uit niks uit iets maak. Maar toe God die skepping gemaak het hy na die hele skepping gekyk en gesê, dit is goed. Of soos Genesis 1 vers 31 vir ons sê, toe sien God alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. En die boom van die kennis van goed en kwaad, was deel van daardie skepping. En dit was baie goed, want die skrif sê, en alles wat hy gemaak het, was baie goed. Die boom van die kennis van goed en kwaad was deel van die skepping, en God sê dit is goed. Maar wanneer het daardie boom tot boosheid gelei? Toe dit nie meer gebruik was vir dit waarvoor God dit geskape het nie. Toe lei dit tot boosheid. Toe dit nie meer gebruik was volgens dit waarvoor God se woord dit bedoel het nie. Of volgens sy woord nie. Of althans toe die Satan hulle oortuig het om te vat van dit waarvan hulle nie mag vat nie. Toe lei dit tot boosheid. God het die boom van die kennis van goed en kwaad daar geplant en dit was goed gewees. Dit was 'n goeie boom. En hy het dit geplant saam met die boom van die lewe, of soos ons lees in Genesis 2 vers 9 waar staan, en die Here God het allerlei bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik om te sien en goed om van te eet, ook die boom van die lewe in die middel van die tuin en die boom van die kennis van goed en kwaad. Hy het albei gemaak. En die realiteit was, albei bome was goed. Solank dit gebruik was vir dit waarvoor God dit bedoel het. Solank dit gebruik was ooreenkomstig sy woord wat hy daaroor gespreek het. Maar hoe kan die boom van die kennis van goed en kwaad dan 'n goeie boom wees? As hy gelei het tot soveel boosheid. Hoe was dit 'n goeie boom? Want soos Martin Luther sê, om nie te doen dit wat God verbied, is aanbidding tot God. As die Here sê, jy mag nie iets doen nie,
en jy is dan gehoorsaam tot daardie opdrag en jy doen dit ook nie, dit is aanbidding. As God sê jy mag nie egbreek pleeg en jy mag nie moord pleeg of ander gode naas hom hê nie en jy doen dit dan ook nie, dan eer jy hom deur om dit nie te doen nie. Dis hoe jy hom eer, jy is gehoorsaam. Jy doen nie net dit wat hy vereis nie, jy doen ook nie dit wat hy sê jy nie mag doen nie. Jy eer hom op beide maniere. En die boom van die kennis van goed en kwaad was 'n goeie boom, want God se hele skepping was goed. Maar die sonde kom in wanneer die bedoeling van iets verdraai word. Dis wanneer die sonde inkom. Wanneer God se woord verdraai word. Of soos ons lees, die duiwel sê in Genesis 3 vers 1 tot 4 waar staan, en hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome in die tuin nie? En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet. Maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. Die boom van die kennis van goed en kwaad was 'n goeie boom, maar dit het tot boosheid gelei. Toe die woord van die Here ten opsigte daarvan verdraai was. En dieselfde is die geval in ons hoofstuk vandag. Die vrou wysheid se huis en haar feesmaal word gevind in die ware bedoeling van God se woord. Want sy woord is volmaak, en soos 2 Timoteus 3 vers 16 ons leer, dit word juis aan ons gegee, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. En indien vrou wysheid se feesmaal die woord van die Here is, sy gebooie is, sy wee is, sy verordening is, soos ons in vorige preke bewys het wel die geval is, indien haar feesmaal wel die gebooie van die Here is, sy woord is, dan is dit waarheen die vrou dwaasheid ons nooi, die verdraaiing daarvan. Die verdraaiing daarvan. As die vrou wysheid se feesmaal die woord van die Here is, dan is die vrou dwaasheid se maaltyd, gesteelde maaltyd, die verdraaiing daarvan. En dit is wat Calvin bedoel het wanneer hy sê dat boosheid nie ex nihilo, boosheid is nie uit niks uit geskape deur God nie. Boosheid is nie 'n geskape ding nie. Want die hele skepping is goed geskape. En hy maak die stelling dat aangesien God nie boosheid geskape het nie, of kan skape nie, selfs die boom van die kennis van goed en kwaad was 'n goeie boom, dat boosheid alleenlik kan ontstaan, wanneer dit wat goed is, verdraai word. Want God het nie boosheid geskep nie. Hy het nie bose dinge gemaak nie. Hy het nie boosheid uit niks uit gevorm nie. Boosheid kom in wanneer dit wat goed is, en as goed geskape is, verdraai word. Boosheid was nie geskep nie. Boosheid is bloot die verdraaiing van die waarheid. Julle kan soos God wees. Wanneer God se liefde verdraai word om iets te beteken wat dit nie is nie, dan is dit boosheid. Wanneer God se genade verdraai word om iets te beteken wat dit nie is nie, dan is dit boosheid. Of wanneer God se toorn iets gemaak word wat dit nie is nie, dan is dit boosheid. Wanneer God se gebooie verdraai word om iets te sê wat dit nie sê nie, dan is dit boosheid. Of wanneer sy gebooie verdraai word sodat dit nie meer iets sê nie, terwyl dit wel iets sê, dan is dit boosheid. Of wanneer God se skepping op 'n manier gebruik word waar volgens dit nie gebruik moet word nie, dan is dit boosheid. En so voort en so meer. En die wat by die vrou wysheid se huis ingaan, gaan soontoe want hulle soek die feesmaal.
Hulle soek die woord van die Here. Hulle wil weet wat die Here se gebooie is. Hulle wil weet wat dit sê. Dis hoekom hulle so uitdraai. Want die Heilige Gees het ons harte verander om 'n begeerte daarna te hê. En omdat ons eenvoudig is en ons eenvoud en verstandeloosheid erken, verwerp ons enige wysheid wat ons dalk mag dink dat ons het en ons neem sy wysheid aan, die wysheid van die allerwyse God. Dis wat die wyse persoon doen, dis wat die gelowige doen. Hulle verwerp hulle eie wysheid sodat hulle die allerwyse God se wysheid kan aanneem. God het alles gemaak en hy het alles goed gemaak. Maar dit is die verdraaiing daarvan wat boos is. En so sien ons dat die dwaase vrou, net soos die wyse vrou, sy bied ook kos aan. En kos is nie 'n slegte ding nie. Sy bied tog kos aan. Maar dit is die verdraaiing daarvan wat boos is. Dit word verkry op maniere wat dit nie verkry moet word nie. En daar word beloftes gemaak dat dit soet is, net soos daar beloftes aan Eva gemaak was, dat die boom van die kennis van goed en kwaad vir haar ook sou soet wees. Dis leë beloftes. Kos is goed, en soos Genesis 3 vers 6 ook sê van Eva, toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet. Dit was 'n vrug wat jy kon eet, dit was nie giftig nie. God se skepping en sy gebooie is goed, maar dit is die verdraaiing daarvan, en die misbruik daarvan, wat boos is. Ons almal is eenvoudig, ons almal is verstandeloos. Die vrou wysheid, sowel as die vrou dwaasheid, roep na die eenvoudige en die verstandelose. Die vraag is bloot, gaan ons ag gee op God se woord, of gaan ons ag gee op die verdraaiing daarvan? Net soos Satan dit ook verdraai het. Dis die vraag. Dieselfde mense word genooi. Die vraag is bloot, na wie gaan jy luister? Op God se woord, na sy woord, sy gebooie, of gaan ons ag gee op die verdraaiing daarvan? Maar soos ons dan verder ook lees, die dwaas besef nie die nagevolge van die verdraaiing van die woord nie. Dit lyk dalk selfs soos 'n klein ding, dat God se woord bietjie verdraai word. Maar hulle besef nie die nagevolge daarvan nie. Of soos vers 18 vir ons sê, maar hy weet nie dat daar skimme is, dat daar genooides in die dieptes van die doderyk is nie. Hulle weet dit nie. Adam en Eva het nie die nagevolge noodwendig besef van hoe groot die vloek van die dood sal wees nie. En dat dit oor hele mensdom sal kom nie. Dieselfde was die geval met Kain. Die Here het die goed en die kwaad vir hom gelê, en die Here sê vir hom in Genesis 4 vers 7, is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. En daar's jou opsies. Doen goed, en verwerp dit wat kwaad is. Dis jou enigste twee opsies. Maar toe sondig Kain, en hy maak toe sy broer Abel dood, sonder om die volle extent van die nagevolge daarvan te begryp. En soos ons lees in Genesis 4 vers 13, daarop sê Kain vir die Here, my skuld is te groot om te dra. Hy het nie besef hoe groot dit gaan wees nie. Die dwaas besef nie die dwaasheid wanneer God se woord verdraai en verontagsaam word nie. Hoekom nie? Want hy's 'n dwaas. Die dwaas besef nie die nagevolge daarvan wanneer God se woord verdraai word totdat dit te laat is nie. En daarom, soos ons in 'n vorige preek gelees het in Spreuke 9 vers 8, bestraf 'n spotter nie, anders haat hy jou. Hoekom nie? Want maak nie saak hoeveel keer jy die nagevolge van iemand se dwaasheid vir hulle probeer verduidelik nie, hulle is klaar in die vrou dwaasheid se huis. Hulle het klaar die verdraaiing van die woord aanvaar.
Sowel as die verdraaiing van God se liefde en die verdraaiing van sy genade en die verdraaiing van sy gebooie aanvaar. En soos die skrif ons leer, hulle weet nie dat daar skimme is en dat daar genoeides, menende hulle wat dwaas genoeg is om na die verdraaiing van die woord te luister nie, hulle weet nie dat hulle in die dieptes van die doderyk is nie. Hulle weet dit nie. Die eenvoudige en die verstandelose word deur beide die vrou wysheid en die vrou dwaasheid uitgenooi, maar die een wat uitdraai na die dwaase vrou se huis besef nie, dat die een wat hulle nooi, self ook eenvoudig en verstandeloos is nie. Of soos vers 13 van ons teks ook gesê, vrou dwaasheid is onrustig, pure eenvoudigheid en heeltemal onkundig. Die een wat hulle nooi, is net so eenvoudig en onkundig soos die een is wat genooi word. Maar hulle besef dit nie. En is dit nie presies wat ons in kerke sien nie? Jy word na baie kerke genooi, maar die einste mense wat jy nooi en die einste mense wat preek, is net so dwaas en eenvoudig en verstandeloos soos die mense wat genooi word. Hoekom? Want hulle verdraai die woord van die Here. Hulle verdraai sy gebooie. En hulle sal jou leer hoe jy dit ook kan verdraai en jouself nog kan regverdig daarin, dat jy dit verdraai het. En dat het maar verdraai mag word. Afvallige kerke is nie afvallig omdat hulle nie Jesus Christus verkondig nie. Hulle is nie afvallig omdat hulle nie preek oor God se liefde en oor sy genade en selfs oor sy gebooie nie. Hulle is afvallig want hulle verdraai dit. Hulle is deel van die vrou dwaasheid se huis want hulle verdraai dit. Nie omdat hulle dit nie preek nie. Hulle verdraai dit. Hulle beloof die boom van die lewe, dis wat hulle beloof. Terwyl hulle eintlik nie veel anders doen as wat die Satan gedoen het, toe hy die boom van die kennis van goed en kwaad aan Eva verkoop het nie. Deur om te sê, maar julle sal gewis nie sterwe nie. Julle sal soos God wees. Want julle gaan kan lewe spreek. Julle gaan kan lewe spreek. Julle gaan in engele tale kan bid. Julle gaan dinge in wese in kan spreek. En julle oë sal oopgaan en kan sien dat julle mense uit die doodheid gaan kan opwek. Terwyl ander mense dit nie gaan kan sien nie. Maar julle sal dit kan doen. Julle sal sekerlik nie sterwe nie. Want God is nie 'n God van toorn nie, hy is 'n God van liefde. Julle sal nie sterwe nie, inteendeel. Julle sal soos God wees. Dis wat baie kerke beloof. Hulle sal soos God wees. Hoekom? Want hulle kan ook uit die dode opwek. Hulle kan ook in engele tale praat. Hulle kan lewe spreek. Hulle het al die mag van God. Julle sal gewis nie sterwe nie, julle sal soos God wees. Of hulle sal sê, ook nes die Satan, maar het God regtig gesê? Het God regtig gesê, jy moet die Sabbat hou? Het hy dit regtig gesê? Het God regtig gesê, moenie met die goddelose omgaan nie? Want eintlik moet jy hulle bevriend mos. En eendag kan jy hulle dalk nog oortuig om die evangelie aan te neem, bevriend net die goddelose. En as God regtig gesê het, jy mag nie met die goddelose omgaan nie, God het seker nie bedoel jou kinders ook nie, jy kan hulle maar na die goddelose toe stuur. Jy as 'n groot mens moet dit net seker nie doen nie, maar jou kinders kan dit maar doen. Het God regtig gesê? Of hulle sal God se verbond bevraagteken? Het God regtig gesê dat hy vir jou 'n verbond het, waarvan die teken die doop is, vir jou en jou kinders? Het God dit regtig gesê? Want die verbond is mos eintlik vir afvallige Israel, ergens in die toekoms, is mos nie eintlik vir julle nie. Die punt is, afvallige kerke is nie afvallig, omdat hulle nie Christus wil verkondig nie.
Hulle is afvallig omdat hulle die waarheid verdraai. En omdat hulle saam met die duiwel sê, maar het God regtig gesê. En saam met die duiwel maak hulle ook leë beloftes, sodat hulle soos God kan wees. So maak hulle leë beloftes, net soos die duiwel ook leë beloftes aan Eva gemaak het, sodat hulle soos God kan wees. Maar die wat uitdraai na hierdie, soos vers 13 het noem, raserig en pure eenvoudig is en heeltemal onkundig is toe, weet nie dat daar skimme is, en dat hulle in die dieptes van die doderyk is nie. Maar dit verander nie die feit dat hulle wel in die dieptes van die doderyk is nie. Indien die vrou wysheid se feesmaal die woord van die Here is, en dit is, dan is die vrou dwaasheid se kamafees, die verdraaiing daarvan. Hulle albei bied kos aan, en kos is nie 'n slegte ding nie. Net soos die boom van die kennis van goed en kwaad vrugte gedra het, wat goed was om te eet, soos Eva dit gesien het. Dit was eetbaar, maar dit was nie hulle sin om te eet nie. Hulle het nie ag gegee op die woord van die Here nie, hulle het ag gegee op die verdraaiing daarvan. Kos is nie 'n slegte ding nie, maar die boosheid kom in wanneer ons dit wat God gemaak het, of dit wat hy beveel het, verdraai en misbruik en gebruik op 'n manier wat God beveel het, ons dit nie mag gebruik nie. En so mag ons ag gee op wat God se woord wel vir ons leer. Want soos Paulus ook vir ons sê in Galasiërs 1 vers 8 tot 9, maar al sou ons of 'n engel uit die hemel julle 'n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Soos ons van tevore gesê het, sê ek nou ook weer, as iemand julle 'n evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom 'n vervloeking wees. Baie mense verkondig 'n evangelie, maar dit is 'n ander evangelie. Dit is 'n evangelie wat in stryd is met dit wat die woord van God ons wel leer. Laat sulke mense 'n vervloeking wees, sê Paulus. Laat hulle 'n vervloeking wees. Hulle wat sê, maar julle sal soos God kan wees, doen net hierdie. Of het God regtig gesê? Dis wat hulle sê. Laat hulle 'n vervloeking wees. Hoekom? Want die wat ag gee op die verdraaiing van God se woord, weet nie eers dat hulle in die dieptes van die doderyk is nie. Wee die mense wat daarop ag gee. Wee die mense wat ag gee op die verdraaiing van God se woord. En wee die mense wat ander mense ook so leer. Want dit sou beter vir hulle gewees het as 'n meelsteen om hulle nek gehang was en hulle in die dieptes van die see gegooi word. Dit sou beter wees as dit met hulle gebeur het. Dit sal beter wees. Ons is gekul om te dink dat daar alleenlik gevaar is in ooglopende afvallighede. Naamlik dinge soos egbreek en hoerery en moord en diefstal en so meer. Die gevaar is nie daarin nie. Want selfs die ateïs sal vir jou kan sê dat hierdie dinge nie goed is nie. Hulle sal dit kan sien. Die gevaar is wanneer God se woord verdraai word, sodat die wat daarin vasgevang word, nie eers weet dat hulle in die doderyk is nie. Moord en egbreek en diefstal en al die dinge, almal weet is verkeerd. Hulle weet dit. Hulle sondig net opsetlik. Maar hulle weet hulle sondig. Selfs die ateïs weet hy sondig as hy moord pleeg. Hulle weet is verkeerd. Hulle doen dit net opsetlik. Die gevaar is in die verdraaiing van die woord.
Want jy weet nie eers jy is in die doderyk nie. Jy glo jy kan soos God wees. Jy glo jy kan God se woord verdraai. Hierdie en daardie gebooie is nie van toepassing op my nie, ek sal hierdie aanneem. En jy kan self regverdig hoekom jy so sê. Dis waar die gevaar is. En so mag die Here ons dit gun om ag te gee op sy onfeilbare woord. Sy woord wat waar is, sy woord wat nie kan verander nie. Sy woord wat goed en reg is. Christus het nie gesterf om sy eie woord tot niet te maak nie. Alhoewel dit juis is wat baie mense verkondig. Hier is God se woord, maar dit is irrelevant want God se genade is so groot. God se genade is so groot, ons kan sy woord irrelevant verklaar. En hulle leer hulle mense om dit ook aan te neem. Christus het nie gesterf om sy eie woord tot niet te maak nie. Inteendeel, hy het juis bevestig dat alles wat daarin staan wel die waarheid is. Of soos 1 Petrus 1 vers 23 vir ons sê, want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Jakobus 1 vers 21 en 22, daarom doen afstand van alle veiligheid en oorvloed van boosheid, en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, wat in staat is om julle siele te red. En word daders van die woord, en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. God het nie sy woord afgeskryf nie. Hy bevestig dit. Die Nuwe Testament skrywers bevestig dit. Soveel so, dat ons met sagmoedigheid die ingeplante woord moet ontvang, want dit is in staat om julle siele te red. En so, alle lof en aanbidding, kom die naam van Jesus Christus toe, nie net omdat hy ons die ewige lewe geskenk het nie, deur sy offer aan die kruis nie, maar ook dat hy sy woord vir ons gee, sodat ons die pad daarheen kan weet. Sodat dit 'n lig vir ons voete is, 'n lamp vir ons pad kan wees. Dit wys ons die weg soontoe. Ontvang die ingeplante woord, wat in staat is om julle siele te red. Deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly, soos Petrus ook sê. Ontvang dit. Nie verwerp dit nie, nie verdraai dit nie. Ontvang dit wat in staat is om julle siele te red. Christus se bloed is nie net genoegsaam om ons sondes te dek nie. Hy het nie net opgestaan sodat hy sy geregtigheid aan ons kan toereken nie. Nee, hy wys ons ook die weg soontoe. Hy wys ons die weg na die ewige lewe toe. Laat ons dit nie verwerp of verdraai nie. Want die wat doen, weet nie eers dat hulle in die doderyk is nie, maar hulle is. En prys die Here dat ons kan weet waarom die waarheid te vind, want hy gee dit vir ons. En ons kan dit hê. Maar mag hy ons dit gun om dit aan te neem en dit te doen. Amen. Kom ons buig die hoofde. Here, ons dankie vir die goedheid en die genade teenoor ons, dat U ons oë oopmaak vir die waarheid, Here. En Here, gun dit ons om nie U woord te verdraai nie. Gun dit ons om U woord op sigself aan te neem, soos dit ook aan ons oorgelewer word deur U. Here, want dit is die heilige woord. Dit is die ganse heilige skrif. En mag ons die min maak van die woord en U in 'n leenaar verander, deur om U woord te verdraai, sodat dit vir ons iets anders kan beteken nie. Gun dit ons, o Here, om U woord aan te neem, gehoorsaam te wees, dit te volg, wetende dat dit nie 'n las is nie, maar 'n genade van U, dat dit vir ons die pad wys, en o Here, mag dit die pad vir ons wys.
Geef ons wysheid en insig, Here, deur die krag van die Gees. En mag die Gees ook kragtig in ons werk, sodat ons dit kan doen en gehoorsaam kan wees. Lei ons in dit, o Here, want ons is nietig. Ons het die hulp nodig. Ons het die Gees nodig om in ons harte te werk. Ons vra dit nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat die genade so groot is. In die naam van Jesus Christus vra ons dit. Amen.